Nou hoekom word daar so groot bohaai vasgemaak oor mense wat moet trou, hulle moenie saam bly nie. Want daar is snaaks, nie een vers wat dit beveel nie, maar daar is verskeie verse, en dit kan tot môreoggend toe kan ek aanhou, as ek dit alles moet aanhaal, maar ek gaan nie, verse wat dit duidelik maak, dat jy moet trou, oor getroud wees. Een van die bekendste en verduidelikste gedeeltes is seker toe Jesus in Matteus 12, nee was dit, Matteus 19, met die fariseërs in gesprek is. Dan kom die fariseërs daarso in vers 1 tot 12, dan vra die fariseërs vir Jesus of 'n man en 'n vrou oor enige saak mag skei. Dan kom Jesus, dan sê Jesus, dan gee hy 'n antwoord, verwys hy na Genesis hoofstuk 1. In Genesis hoofstuk 1, waar daarso is vers 22 tot 24, dan verwys hy daarso na die skepping van in die begin het God die mens gemaak. Man en vrou het hy gemaak, let wel, man en vrou het hy gemaak. Die Engels sê dit so mooi, hulle sê, God created Adam and Eve, not Adam and Steve, en hy het hulle een gemaak en in 'n lewensverhouding verbind. Toe het hulle klaar, het hulle gemaak en verbind in 'n lewensverhouding. Daarom sê die woord, sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en booms, daarso aan sy vrou verbind word, en die twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een is. En daarom, as ek weer hier verby kan kom, booms, dan sê die Here daarso in sy woord, daarom wat God saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Right. Dan vra die fariseërs vir hom, in daardie selfde gedeelte, dan vra hulle vir hom, maar dan, hoekom het Moses bepaal dat 'n man en 'n vrou mag skei, en die man 'n skeibrief aan sy vrou moet gee, om van haar geskei te wees? Want dit is teenstrydig met wat die Here Jesus nou net gesê het, wat God saamvoeg, mag 'n man mens nie skei nie, maar Moses sê hulle kan skei met 'n skeibrief. Dan antwoord die Here 'n baie belangrike antwoord hierso gee hy vir die fariseërs. Hy sê Moses het die mens weens hulle harde harte toegelaat om hulle vrouens te skei. Baie interessante woordkeuse daarso, hoe dit daarso staan. Hy het die mens, die man, die reg gegee om te skei, so nie die vrou nie. Dit is wat die Ou Testament was, die vrou kon nooit geskei het van haar man nie, die man kan skei, en die man kan skei, omdat hy 'n harde hart het. Nie die vrou 'n harde hart het nie, die man 'n harde hart het, gevoelloos is, sê die oorspronklike teks. Maar dan sê hy ook daarso, dit was nie van die begin af so nie. Dit was, daarom God later sê, dit is vir hom 'n sonde, want dit was nie van die begin af so nie. Maar hy het dit toegelaat, anders het hierdie mans en vrouens in hierdie dooie verhoudings gewees, in hierdie dooie huwelike. Is dit nie wat vandag daar baie gebeur nie? Mense, hulle is dood, hulle lewe verby mekaar. Elke een is op sy eie, amper wil ek sê, planeet.
niks met mekaar te doen nie. Maar dan sê Jesus ook verder daarso in Matteus 5 vers 27 tot 32, ek sê vir julle, dat wie van sy vrou skei, behalwe weens oorspel en met 'n ander vrou trou, egbreek pleeg. En die woord in die oorspronklike teks is interessant, dit is egbreek en oorspel is presies dieselfde woord. En in Engels maak dit ook sin, want in Engels is albei ook dieselfde woord, naamlik adultery. So, jy mag jou vrou skei as sy oorspel gepleeg het. Maar as jy haar skei, omdat dit nie oorspel is nie, en jy gaan trou met iemand anders, dan pleeg jy self oorspel. Sien jy hoe belangrik is dit, 'n saak is dit, om getrou te wees, en getrou aan mekaar te wees aan die Here. Verskriklik. In Markus 10 vers 12 staan ook, en as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander man trou, pleeg sy egbreek. So dit is vice versa na albei kante toe. Daar is nie, soos ek in die begin gesê het, nie 'n enkele vers wat die huwelik gebied nie. Maar met 'n huwelik word egter 'n paar goed geopenbaar, 'n paar goed gesê. Dit kom in die wil van die Here eerste, en baie belangrik, wanneer jy in die huwelik tree, of dit nou is en of dit 6000 jaar terug was, in die huwelik, en dit is wat dit so erg en belangrik maak vir God, dat jy in die openbaar voor mense as getuie aan God trou aan mekaar sweer. Sien jy hoe kom, is dit dan so 'n verskriklike ding vir die Here, as die mense dit verbreek. En so 'n verskriklike ding vir die Here, as hulle nie hierdie verbinding maak nie. Want dan kom al hierdie ander sondes wat die Here in die Bybel noem, van jy mag nie dit doen nie, moenie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie, dit is sonde, dan kom al hierdie goed, dan word dit so, soos 'n baanhuis, 'n skuurdeur, met sulke deure wat oop is, raak dit vir Satan om aanvalle te doen. Interessant, die Bybel praat oor getroudes, oor ongetroudes, en oor enkeles, seker maar ongetroudes, en ook van hulle wat verloof is. Hoor wat sê die Bybel? Vir die getroudes en die weduwees, sê Paulus in daarso 1 Korintiërs 7 vers 8 en 9, dat dit vir hulle goed is om soos hy, hoe was hy? Hy was ongetroud, te bly. Hoor jy daar? Halleluja, ek het nog altyd me gewonder. Nee, ek maak 'n grap. Maar as hulle self nie kan beheer nie, sê hy, moet hulle trou. Hulle drange nie kan beheer nie. Dit is wat in die oorspronklike teks staan. Daar so staan geskrywe, en daar laat ons die teks aanhaal. Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel, as hy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil, hy sondig nie. Laat hulle trou. Laat hulle trou. Maar hy wat in sy hart verstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit om sy maagd te bewaar, hy doen goed. Daarom ook
Hy wat in die huwelik uitgee, doen goed, maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. Hy sê dit is goed om te trou, maar dit is nog beter as jy enkelopend, single, né, kan bly. Wat niks te doen het met man of vrou of enige so iets nie, dit maak net sin daar. So, as jy gaan lees in die oorspronklike teks, en sê, want in die getroude lewe word jou verantwoordelikheid dubbel, waar jy op jou eie net een verantwoordelikheid vir jouself het, word dit nou dubbel. Kom 'n kind by, word dit 3 dubbel. Kom 'n tweede kind by, word dit 4 dubbel, 5 dubbel, 6 dubbel. En so gaan dit aan. Hoop nie het so baie nie, maar toe maar. En dan vir jong manne. Jong manne en jong vroue, hulle wat gedink het, hulle sal as verloofdes maagde bly. Paulus sê, daai ding werk nie, hy werk nog baie min. En dit werk so, dit is so. Ons is getuienis daarvan. Jy gaan bly en ek en Sunny, ons bly net saam. Ons het niks nie, ons is net vriende, ons ken mekaar net. En toe na so 3 jaar, nee, toe ons doggers is net vriende, toe sê ons, nee, maar hierso kom nou klein Pietie ook al. Dit gebeur. En hy sê vir hulle, in 1 Korintiërs 7 vers 36 en 38, wat ek net sien, maar is 39 en 40, ja, 39 en 40. Maar as iemand meen, nee, ek het verbygehaal, ek is nou te ver. Sy sê terug. Dit is wat ek nou net gelees het. So iewers het ek my heeltemal uitgepraat. Alright. Hulle sê, nee, dit is nie goed nie. Hy sê, gaan trou eerder, want dan sondig jy nie. Die Here sê nêrens, jy moet trou nie, daar staan nie die bevel nie, maar dit sê duidelik, as jy nie trou nie, dan sondig jy. Nou, jy het nou nie, hoe sê die kinders, rocket science nodig om dit te kan uitfiguur nie. As jy nie trou nie, dan sondig jy. Met ander woorde, die bevel is, gaan trou. Is dit nie logies nie? In 1 Korintiërs 7 vers 1 skryf Paulus weer, dit is goed vir 'n man om nie met 'n vrou omgang te hê nie. Dit beteken nie in geen vertaling nie, daar is nie in die oorspronklike teks, daar so staan, ons moet nie met 'n man, met 'n vrou omgang hê nie, maar met 'n man nie. Nee, dis maar net hoe dit uitgeskryf is, hoe hy dit geskryf het. Hy sê in vers 7, ek wens dat alle mense soos ek ongetroud kon wees, en dan wil ek net hierdie versie verduidelik. Maar elkeen het 'n eie gawe van God ontvang. Ons het dit nou gelees. Die een, wat is die een se gawe? Om ongetroud te wees en sonder omgang met 'n man, vrou, en sonder omgang met 'n man te hê. Die ander iets anders, om in die huwelik getroud te wees en gemeenskap in huwelik te hê, waar elke man sy eie vrou en elke vrou haar eie man het, wat hulle aan mekaar gee en aan mekaar onderwerp. Nou sê dit duidelik. Wat sê dit? Dit sê dat gemeenskap buite die huwelik is 'n sonde. Finish en klaar. So jy kan nie wil ongetroud wees, maar by al die tannies in die dorp wil rondloop. Die Here sê daar reguit, dit is verkeerd. Het staan ook in 1 Korintiërs 7 vers 2 tot 5.
In 1 Korintiërs 7 vers 39 en 40, dan staan daar ook, waar is my slide nou? Halleluja. 'n vrou bly aan haar man verbind solank as wat hy leef. Maar as haar man ontslaap gesterf het, staan dit haar vry om te trou met wie sy wil. Solank, maar slegs as dit in verborgenheid aan die Here is. Nee, om te gaan trou met hierdie ander ou man, want hy is nou net so oud soos ek, en hoor nie, maar hy is dik in die ponde. So, dit is vir my voordelig om met hom te trou nie. Daar staan niks van voordeligheid nie. Dit moet in verborgenheid aan die Here wees. Hoeveel mense gaan trou vir die verkeerde redes met mekaar? Die Here sê nee, dit moet in verborgenheid wees met my. Met ander woorde, die Here moet in beheer wees, die Here moet dit aandui, die Here moet julle by mekaar sit. Baie belangrik, duidelik is dit, dat God vereis dat 'n man en 'n vrou moet trou, om nie in sonde en verantwoordelikheid aan hulle self en aan die Here te leef. Ekskuus. Ek dink, ek het nie veel meer om te sê nie. Ek moet jou 'n staaltjie vertel van 2 jong mense. Hulle is seker jonk as hulle hier 40 is teen my. Ja, 2 mense wat verloof was en baie ver gekom het, sê 1600 kilometer. Dan sê ek, Here, ja, dit is, ek is regtig, Here, geëer in U, dat hulle soveel vertroue het om so ver te gekom het. Nou, hulle was getroud. En hulle wil net seker maak, hulle dink hulle hoor van die Here af reg, en hulle dink die Here het hulle bymekaar gesit. Maar as hulle wil net seker maak, en as ons nie kan bid nie, en net vir die Here kan seker maak nie. Ekskuus, en hulle kom vir 'n maand, vir 'n week, ekskuus, 'n week kom hulle. 1600 kilometers ver. En die wou was, dit was vir my, Here, prys U naam. Ag, kan ek iemand vir my net 'n bietjie water gee asseblief, want ek gaan vir my in 'n komma hoes hierso, ek kom dit agter. Nou kry ek 'n sweet. Okay, dis seker stywe water, né? Maar hulle kom so ver en hulle sê, met hoor hier, as die Here sê nee, as ons nie reg gehoor van die Here af nie, dan sal ons nou net 'n week lekker vakansie as vriende hou en uitmekaar gaan. Wow. Dankie. En die Here, net soos wat jy gedink het, as jy so ver gaan en jy wil so seker maak, dan sal jy sekerlik nie. Want dan maak jy nie 'n fout nie, as jy bereid is om so ver met dit te doen. Maar so het hulle gekom, die Here het dit net bevestig. Julle tweeetjies het ek by mekaar gesit. Hulle is getroud en ja, ons is al 2 jaar later, prys die Here. 2 mense wat die Here se woord voldoen het, gestaan het by wat die Here sê, wat bereid was, wat die erns van die huwelik gesien het. Dis my altyd, as ek dink oor huwelik en praat oor huwelik, sal dit altyd by my opkom. Ek wou dit net met jou deel. Baie belangrike saak by die Here. Jy kan dit sien reg deur die woord. Die Here praat van man en vrou, en die een met onderdanig wees en die ander een is soos die Here is aan sy liggaam. En dis nie sommer net by mekaar kom en by mekaar bly nie. Dit is werklik 'n saak van verbondenheid aan die Here. Dit is wat die Here sê oor trou. So,
gaan hoor by die Here, maak seker by die Here, met wie jy wil trou, en gaan trou. Dit is regtig, die Here maak dit baie duidelik, dit is 'n sonde, om net so saam te bly. Tot volgende keer. Geniet jou getroude lewe in gemeenskap met mekaar, met God, maak dit alles een ding, en wow, dit gaan in plaas van 'n dubbele las en 'n dubbele verantwoordelikheid, gaan dit 'n dubbele seën word. Amen. Tot volgende keer.